Vandag se topstories. 'n 5-jarige kapingsslagoffer se familie is ontstoke oor hulle self moes inklim om hom te vind. Is Bob Hewitt swaar genoeg gestraf? Bendegebiede spring dalk beerdkrag vry. Hoop vir 'n seun wat sonder geslagsdele gebore is. En droneregulasies, dis hoeveel 'n lisensie jou sal kos. Goeiemiddag, ek's Elma Smit. Terwyl die 5-jarige Alejandro Pucci in 'n hospitaal herstel van verskeie meswonde wat hy opgedoen het na 'n kapingsdrama in Boksburg Sondag aand, broei daar 'n storm omdat sy familie hom na bewering sonder polisiehulp moes opspoor. Familielede het vertel hoe hulle die kleuter 2 ure na die kaping op eie stoom in 'n veld gevind het. Sy ingewande was glo sigbaar weens sy erge wonde. He just came into the police station with his broken t-shirt, short pants, no socks, no shoes. And when you spoke to the cops about it, the first thing they said, oh, we haven't got transport to send the vehicle out. You ask for help, but they look at you like you're stupid. And then they only came out half an hour later to the scene, and they sat in the car. I had all my friends, my family, everybody came out to look for us. Not even a cop came out there to come and help us to look for us. We were doing the job. That took quite a while. From 8:30, we picked up Leandro 10:30 on the where they dropped him off. Last night I was there by Leandro, he was fine. 'n Polisiewoordvoerder het Dinsdagoggend gesê dat die ondersoek voortduur en was onbewus van die familie se klagtes. Daar is hoop vir 'n 5-jarige seun van Rustenburg wat sonder geslagsdele gebore is. Vania van der Heever het Dinsdag die seun se ouerhuis besoek. 'n 5-jarige seun van Rustenburg is met epispadie gebore. Sy geslagsdele is nie ontwikkel nie. Hy is met 'n gaatjie gebore waardeur hy urineer het. In Desember 2014 het dokters hierdie gaatjie toegewerk en 'n buisie ingeplant waar sy geslagsdele moes wees. Hierdie buisie breek egter gereeld en veroorsaak erge blaasinfeksies. Die seun se knypers is ook nie ontwikkel nie en daarom dra hy nog doeke. Hy en sy ma gaan in Junie, of liewer die 28ste Junie, Kaapstad toe en na die Rooikruis Hospitaal toe waar spesialiste toetse gaan doen en hierdie buisie vervang. Daar is ook sprake van moontlike geslagsoorplantings. Die 75-jarige verkragter Bob Hewitt was Dinsdagoggend terug by die Pretoria se Hooggeregshof, maar die keer om sy appel te loods teen die 6 jaar tronkstraf wat hy maandag opgelê is. John Versluys verduidelik hoekom Hewitt nou nog, ten spyte van gister se bevinding, nie die vonnis begin uitdien het nie. Regter Bert Bam het vanoggend in die Hooggeregshof in Pretoria die 75-jarige Bob Hewitt se borgtog verleng tot 19 Junie. Hewitt kan dan op daardie datum aansoek doen om verlof tot appel teen sy skuldigbevinding en vonnis van effektief 6 jaar tronkstraf. Regter Bam het hierdie uitstel verleen sodat Hewitt se nuwe advokaat, die bekende strafregpraktisyn Johan Engelbrecht SC, behoorlik tyd kan kry om die oorkonde van honderde bladsye vir hierdie aansoek te kan bestudeer. Maar is 6 jaar 'n gepaste vonnis? Ons is baie tevrede. Ons het nie verwag dat daar soveel actual tronktyd sal wees nie. Ons het gedink dit sal huisarrest wees, maar ons is baie tevrede. Regter Bam het ons so impress deur hierdie hele saak. Ons wil graag hê sy voorbeeld moet vooruitgaan vir die sexual offences howe. Ja, hulle kan verlof, hulle het verlof tot appel wat hulle dan môre moet ingee. Maar ons sal môre hier wees. Na wat 3-4 jaar wil ons wil sien hoe loop hy teen daai trappe af. Bendegetuisterde gebiede is bloot te gevaarlik om sonder die hulp van straatligte te beveilig. Dis hoekom beerdkrag dalk beperk gaan word tot dagligure in Mannenberg, Hannover Park en Ottery in die Wes-Kaap. Die Kaapstadse Stadsraad se JP Smith verduidelik. Dis een ding om misdaad te hê. Alle areas word blootgestel aan misdaad. Maar wat gebeur in gebiede soos Mannenberg, Hannover Park en Ottery is so intens met soveel ernstige gebruik van swaar vuurwapens, assault rifles, dat dit net ondenkbaar is. Dit is moeilik genoeg vir die mense om aan te leef. Dit is onmoontlik om polisieering onder sulke omstandighede te doen wanneer die ligte uitgaan. En Saterdag aand toe die stad se bende eenheid daar gewerk het, het hulle gesê dat die situasie totaal onbeheers geraak toe die load shedding begin. So ons kyk na 'n oplossing. Ek het die stad se elektrisiteitsdienste genader en gesê kyk vir ons of daar nie 'n moontlike oplossing is in terme van of die area te exempt van load shedding nie, of
dat ons, wanneer daar load shedding is, dat ons nie die straatligte afsit nie, of dat wanneer ons die straatligte, dat jy miskien hierdie area net in die dag load shed en nie saans nie, want dan het jy geen impak op enige ander areas nie. Streng gebruiksriglyne en uitgebreide lisensiekostes vir kommersiële gebruik. Dis wat dronevlieëniers kan verwag wanneer die burgerlugvaartowerheid se streng nuwe regulasies op 1 Julie in werking tree. Maar soos Ineke Coetzee berig, brom hommeltuig-eienaars behoorlik. Die probleem wat ons in die huidige situasie het, is ons weet dat burgerlugvaart het geen vermoë om hierdie regulasies te implementeer. Ons kan nie toelaat dat 'n regulator die grootste groeiende industrie doodmaak nog voor hy eers begin het nie. Daar's nie 'n manier dat ons dit sal toelaat. Geen manier, hulle kan dit maar vergeet. So, hoeveel sal dit kommersiële dronevlieëniers kos om video's soos hierdie te maak? The commercial operators certainly need approval certificates, which we would be granting. These are the remote pilot license. That is a figure of about 340 rands. They would need to register the aircraft as well, which costs about 600 rands. One would also need RPA letter of approval, which the issuance would cost 615 rands per hour, as well as an RPA operator certificate, which is in the region of 7,000 rands. However, I must stress that this is solely for commercial use and for private or hobbyists. Het jy 'n drone? Wat dink jy hiervan? Tweet ons by Netwerk 24 of e-pos nuus by netwerk24.com.